Ons gaan vanoggend in Romeine 6 vers 15 tot 23 wees en julle kan saam in julle Bybels sien toe bly, ons gaan daarin lewe, so dis nie op die bord nie, asseblief kyk saam in julle Bybels in daai gedeelte. En die hoofpunt van hierdie gedeelte is baie duidelik. Daar is net twee tipe mense in hierdie wêreld. Of jy is 'n slaaf aan God, of jy is 'n slaaf aan jou sonde. Met ander woorde, jy is of in diens van jou vleeslike begeertes en die sondige natuur, of jy is in diens van God en onder Jesus se heerskappy. Jy behoort of aan die ou Adam, die natuur van die gevalle mens, of jy behoort aan Christus, die nuwe Adam, deur wedergeboorte. Jy is of dood in jou sonde, of jy is lewend in Christus. Daar is nie 'n middelpad nie. Daarom moet ons elkeen vanoggend eerlik ons harte ondersoek. Wie is ek regtig? Aan wie behoort ek? Is Jesus regtig my Here? Of leef ek nog onder die heerskappy van my eie sondige begeertes? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U met verwagting. Maak asseblief ons harte oop vir U woord. Bring lewe waar daar dood is. Vader, mag ons nie vanoggend nog 'n preek hoor en dan onveranderd hier uitstap nie. Gebruik U woord wat soos 'n snydende swaard deur ons harte sny om ons te lei tot ware lewe in Christus. Vorm ons, breek wat gebreek moet word en bou wat gebou moet word. Asseblief Vader, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Tot op hierdie punt in Romeine het Paulus vir ons gewys hoe ernstig en diep ons sondige natuur is. En hy het verduidelik dat geen mens op sy eie geregtigheid gered kan word nie. Die wet het vir ons gewys hoe ver ons van God af weg is, maar dit het ons ook na Jesus toe gewys, na die een wat ons kan red. Paulus het duidelik gemaak tot en met nou, Romeine 6, dat ons net deur genade, deur geloof in Jesus as Here gered kan word. En hier in Romeine 6, wat ons al klaar laasweek aan geraak het, begin Paulus 'n baie belangrike vraag aan te spreek. En hy het vroeër in die brief van Romeine gesê, dat daar die sonde, gesê dat waar die sonde toegeneem het, die genade nog meer oorvloedig geword het. En Paulus het geweet, nou gaan mense vra, okay, maar as die genade toeneem, gaan ons nie met ander sonde nie. Hoekom kan ons nie net ander sonde as die genade toeneem nie? En hy het in die begin van Romeine 6 vers 1 het gevra, en hy gaan vandag dit weer vra, en al twee kere is sy antwoorde beslis nie. Want as jy werklik verstaan wat die evangelie is, as Jesus werklik jou Here is, en jy het gebuig onder Jesus se heerskappy, dan gaan jou lewe nie dieselfde lyk nie. Dan kan jy nie aanhou leef soos jy voorheen gelewe het nie. Jy sal nie gemaklik wees met jou sonde nie. Jy sal nie terug wil gaan na die dinge waaruit God jou gered het nie. Jy sal anders wees, omdat jy nou 'n ander meester het. En hierdie is 'n belangrike gedeelte vir ons Afrikaanse kultuur, wat groot geword het met hierdie idee, van dat ons Jesus as redder kan aanvaar, sonder om te buig vir sy heerskappy in ons lewe. Want wat sê baie mense, ag Jesus, dankie tog, ons is gered deur genade, Jesus het vir my sondes dood gegaan, en nou kan ek maar net aanhou lewe, soos wat ek wil lewe. En Paulus sê, dit is nie die volle prentjie nie. Ja, ons is gered uit genade, maar daardie genade bring nie net verlossing nie, red ons nie net nie, daardie genade verander ons. Dit verander ons hele lewe. Daar is op die ou einde van die dag net twee paaie waarop 'n mens kan lewe. Die een lei na lewe en die ander een lei na dood. En dit is presies wat Paulus vir ons gewys in hierdie teksgedeelte van vandag. So blaai saam na Romeine 6 vers 15 toe. Vers 15. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is.
As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God, dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het, aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God, dat julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame, in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So in hierdie gedeelte gebruik Paulus 'n baie eenvoudige, maar kragtige beeld. Die beeld van twee verskillende meesters. En die implikasie van wie jou meester is enorm. Paulus sê dat elke meester 'n sekere leefstyl tot gevolg het, en uiteindelik 'n sekere eindbestemming. As jy in diens is van sonde, dan is die vrug van jou lewe wetteloosheid, onreinheid en uiteindelik die dood. Maar as jy in diens van God is, dan is die vrug van jou lewe gehoorsaamheid, heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Wat Paulus hier in hierdie teksgedeelte vir ons wys, is dat genade nie 'n lisensie is om aan te hou sonde nie. Dit stel ons eintlik in staat om God te gehoorsaam. Hy begin vers 15 met die goue vraag wat hy ook in vers 1 van Romeine 6 gevra het. As ons onder die genade is, beteken dit dat ons maar kan aanhou sonde doen. En sy antwoord is weer eens beslis nie. Kom ons lees weer saam vers 16. Paulus stel daar 'n baie belangrike beginsel wat die fundament lê van alles wat volg. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vir julle vryspraak en lewe. Paulus stel dit baie duidelik, jy is 'n slaaf aan wie jy gehoorsaam is. As jy aanhou om te lewe in diens van sonde, dan wys dit wie jou meester is. En as jy gehoorsaam aan God is, wys dit dat Jesus jou Here is en dat jy hom gehoorsaam. Jesus het self gesê in Matteus 6 vers 24, niemand kan twee baase dien nie. Jy kan nie sê Jesus is jou Here, maar jy bly steeds op die troon van die eie lewe nie. So die vraag dan, wat ons osself vanoggend moet vra, is wie is my meester? Wie het regtig die finale sê in my lewe? Is dit ek en my eie selfsugtige begeertes, of is dit Jesus? En die antwoord op daai vraag gaan bepaal of jy op die nou of die wye pad is, of jy op die pad van lewe is en of jy op die pad van dood is. En hier is die ding, niemand van ons is van self op die pad van lewe nie. Sonder wedergeboorte is niemand van ons op die pad van lewe nie. En Paulus gaan nou verder om vir ons te wys in vers 17 en 18 hoe hierdie verandering plaasvind. Vers 17 sê, maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Dis powerful vers hierdie. Let op, Paulus sê nie, julle het self julle vrygemaak van die sonde nie. Nee, hy sê, ons dank God. Dis God wat hierdie verandering bring. Genade gee ons nie 'n lisensie om aan te hou sonde nie. Dit verander jou hart
Dit bring 'n gehoorsaamheid van 'n nuwe hart en dit stel jou in staat om God se wil te doen. Dis wat genade doen. En hier is ook ongelooflik belangrik om te verstaan, Paulus sê nie dat jy nou volmaak is en dat jy nooit weer gaan sonde doen nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Wat hy wel sê is dat jy nie meer 'n slaaf daarvan is nie. Jou hart is verander, jy wil nou God gehoorsaam en jy wil nie meer in jou sondige ou lewe nie. Jy is nie meer vasgevang in 'n patroon van sonde nie. Jy het nou 'n nuwe begeerte, 'n nuwe rigting en 'n nuwe meester. Dink gou hieraan. 'n Vark en 'n skaap val albei in die modder. Die vark is in sy element. Hy val in die modder en dis sy natuurlike habitat. Hy wil daarin bly, hy wil daarin lewe. Die skaap, hoewel hy ook in die modder val, wil daar uitkom. Hy haat dit. Dit is nie sy natuur nie. Hy haat die modder. En die vark op die einde van die dag stel die persoon voor wie nog in sy sonde lewe. Iemand wie sy hart nog nie deur God verander is nie. Hy voel gemaklik in sy sonde en hy wil nie daaruit nie. Die skaap stel die ware Christen voor. Ja, hy struikel, ja, hy val, maar hy kan nie gemaklik in sy sonde bly lewe nie. Hy het berou en hy smag daarna om weer naby aan God te wees. Want sy natuur is verander, God se gees lewe nou in hom. John Owen sê die volgende, hy is bekend vir sy quote, "Kill sin or it will be killing you." Maar John Owen sê die volgende, "If you are fighting sin, you are alive, take heart. But if sin holds sway unopposed, you are dead, no matter how lively this sin makes you feel. If you are fighting sin, you are alive, take heart. But if sin holds sway unopposed, you are dead, no matter how lively the sin makes you feel." En dis presies wat 1 Johannes 3 vers 9 ook sê. Hier is 'n ander vertaling as wat in die 1983 is, maar dit sê elkeen wat uit God gebore is, hou nie meer aan om sonde te doen nie, omdat die gees van God in hom bly. So dis nie dat jy nooit val nie, dis dat jy nie kan aanhou ongemaklik in sonde te lewe nie. Kom ons lees verder in vers 19. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Soos ons nou al gesien het, verander genade nie net jou status voor God nie, dit verander jou hele lewe. En wat Paulus hier sê is, dit moet sigbaar wees. Dit moet sigbaar wees. Jou liggaam, jou dade, jou woorde, jou begeertes, alles moet nou in diens van God wees. Dieselfde energie en toewyding wat jy voorheen in jou sondige lewe gegee het, moet jy nou aan God gee. Jy het 'n nuwe meester, so leef nou soos iemand wat aan hom behoort. En soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En die vraag is, leef ons so? Leef ons soos nuwe mense? Is jou liggaam, jou tyd, jou woorde, jou drome, jou seksualiteit, jou verhoudings, alles nou in diens van God? Of leef jy nog soos voorheen? Paulus sê, jy is nie meer jou eie nie. Jy is gekoop en geroep om nou 'n lewendige offer, Paulus sê, jy is nie meer jou eie nie, jy is gekoop en geroep om nou as 'n lewendige offer vir God te lewe. Kan jy dit sê? Is dit waar vir jou lewe? Paul Washer is 'n predikant van Amerika en hy het hierdie illustrasie wat my altyd net tref. Waar hy sê dat, dink by jouself, iemand is laat vir 'n vergadering en die persoon kom aan en dit was 'n onderhoud gewees en hy kom by die persoon aan wat die onderhoud met hom voer en hy sê, ek is so jammer, ek is laat, ek het oor die highway gehardloop en 'n massiewe trok het my getref en ek is laat, ek is so jammer.
Enige iemand gaan vir daai persoon sê jy is mal in jou kop, om te sê jy is nou net deur 'n trok getref en jy staan nou hierso en jy is nie veranderd nie. En die beeld wat Paul Washer gebruik is, God is 1.000.000 keer tot die mag 1000 keer groter as 'n trok. En as ons sê God het ons lewe verander en ons is nie meer dieselfde mense nie, hoe kan ons dit sê as daar nie 'n verandering is nie? Dan is ons God nie eers groter as 'n trok nie. Die God wat alles gemaak het, is dan nie eers groter as 'n trok nie. So as jy kyk na jou lewe, het jou lewe al verander vanaf jy vir die God van die heelal ontmoet het. So Paulus het nou verduidelik dat ons nie meer slawe van die sonde is nie, maar vrygemaak is om in diens van God te wees. En in die volgende verse wys hy nou hoe radikaal die verskil is. As jy getref is deur God, wys hy nou hoe radikaal hierdie verskil is. Nie net in jou identiteit nie, maar ook in jou vrug en op die ou einde in jou eindbestemming. Lees saam verder in vers 20. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Paulus vra 'n eenvoudige maar diep vraag. Wat was die vrug van jou vorige lewe? En hy antwoord dit self. Dinge waaroor jy nou skaam kry. Want sonde hou nooit sy beloftes nie. Sonde hou nooit sy beloftes nie. Dit beloof plesier, maar bring skaamte. Dit beloof vryheid, maar gee slawerny. En die uiteinde is altyd die dood. Nie net fisiese dood nie, en dood in al jou verhoudings op die aarde nie, maar ook die ewige skeiding van God. Maar dan sê Paulus, maar nou, wedergebore Christen. Nou is jy vry van daardie kettinge, nou is jy in diens van God, en kyk wat is die vrug, heiligmaking, jy word meer soos Jesus, en die uiteinde is die ewige lewe. En hier wys Paulus vir ons die paradoks van die Christen lewe. Die wêreld sê dat ware vryheid is om te doen wat jy wil. Leef vir jouself, volg jou hart, volg jou drome. Maar die Bybel sê iets radikaals anders. Ware vryheid is om Christus se slaaf te wees. Ware vryheid is om Christus se slaaf te wees, om in gehoorsaamheid aan Christus te lewe. Glo jy dit vanoggend? Dat om 'n slaaf te wees aan Jesus jou vry gaan maak, en om in jou sonde te lewe, na dood in jou lewe gaan lei. Glo jy dit? Want dis wat die Heilige Gees in ons lewens wil doen. Hy oortuig ons van sonde en die straf wat daarmee gepaard gaan. Het jy al die oortuiging van die Heilige Gees beleef? Die diepe besef dat sonde nie iets is om mee te speel nie, maar iets is wat skeiding bring tussen jou en die God van die heelal. Ons almal is geneig, selfs na ons bekering, om sonde ligtelik op te neem. Maar as ons werklik glo wat God se woord sê, dan sal ons nie onverskillig teenoor sonde in ons eie lewe wees nie. Want sonde bring nie net dood in jou lewe nie, maar dit bring ook dood in die lewe en die mense om jou. Sonde verhard jou hart, dit steel jou vreugde en dit maak jou onverskillig teenoor die dinge van God. Moenie na die duiwel luister wat vir jou fluister, soos in die tuin van Eden, en sê, het God regtig gesê, sonde lei na dood nie? Is sy wil regtig die beste? Is dit regtig goed? Nee, vertrou dat God jou regtig wil vrymaak. Vertrou dat hy jou lewe wil gee. En onthou, die keuses wat jy maak,
het gevolge, net soos Adam en Eva in die tuin van Eden. Die keuses wat jy vanoggend maak en vandag maak, en ultimately elke dag van jou lewe het gevolge. Dink aan 'n waterdruppel wat bo op 'n berg val, 2 waterdruppels. Hulle val millimeters uit mekaar uit. Die een gaan hierdie kant by die berg af en die ander in hierdie een. En dit lyk dalk soos 'n klein verskil waar daai druppeltjie val, maar op die ou einde is hulle in 2 verskillende oseane. En ons besluite wat ons nou maak oor of ons vir Christus gaan volg of ons sonde, lyk dalk vir jou klein, maar die een lei na dood en die ander een lei na lewe toe. So die besluite wat ons maak het gevolge. Jesus het gesê in Matteus 7 vers 13 tot 14, breed is die pad wat na vernietiging lei en baie is op daardie pad, maar smal is die pad wat na die lewe lei en min vind dit. Kom ons kyk nou saam na die laaste vers van Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Hier bring Paulus alles by mekaar. Daar is 2 paaie in hierdie lewe en daar is 2 soorte mense in die lewe en ook 2 soorte mense hier vanoggend. Jy is of nog 'n slaaf van jou sonde of jy is 'n slaaf van Christus. Daar is geen neutrale grond nie. As jy vanoggend hier sit en jy weet jy is nog vasgevang in jou sonde, hoor Jesus se uitnodiging aan jou. As jy vanoggend hier sit en jy is nog vasgevang in jou sonde, hoor Jesus se uitnodiging aan jou. Hy sê bekeer jou en glo die evangelie. Draai weg van sonde en draai na my toe. Die Bybel is duidelik, die loon wat die sonde gee is die dood. Dit is wat ons verdien. Dood in hierdie lewe en dood in ewigheid. Maar God in sy genade bied 'n geskenk aan. En daardie geskenk is die ewige lewe. Nie in jouself nie, nie in jou goeie werke nie, maar in Christus Jesus, ons Here. Aanvaar die geskenk, neem dit aan in geloof en kies vanoggend om vir Jesus te volg as jou Here. En as jy al 'n wedergebore Christen is en jy weet die ernstigheid van sonde, dan nooi ek jou vanoggend om saam met my 'n hartsondersoek te doen. Vra die Here, is daar nog areas in my lewe waar ek nie oorgegee het aan Jesus se heerskappy nie? Waar is daar nog dinge wat jy vir jouself hou? Waar moet jy toelaat dat God deur sy genade jou help om werklik gehoorsaam te wees aan Christus in elke area van jou lewe? En ultimately, onthou wie jy is. Jy is 'n nuwe skepping in Christus. Jy is dood vir die sonde en jy is lewend in hom. Hoe kan ons dan ooit terugkeer na die dinge wat ons vasgevang en vernietig het? Leef uit jou nuwe identiteit uit. Nie as iemand wat probeer om God se liefde te verdien nie, maar as iemand wat reeds aan hom behoort. Amen. Vader, dankie vir die Gees wat deur die woord met ons praat. Dankie dat U ons oë oopmaak vir die werklikheid van sonde en die pad van dood waarop dit lei. Dankie vir U genade wat nie net ons red van die ewigheid sonder U nie, maar wat ons ook elke dag vrymaak van sondige patrone wat ons skade doen. Dankie dat U ons liefhet net soos ons is, maar dat U ons te liefhet om ons so te los soos ons is, Here. Maak van ons 'n gemeenskap wat werklik leef soos mense wat lewend gemaak is in Christus. Laat ons nie langer terugkeer na die dinge wat U vir ons oorwin het nie. En help ons om te wandel as mense wat dood is vir die sonde, maar lewend is vir U. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus, die liefde van God as 'n Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, saam met julle wees en bly, totdat Jesus ons kom haal. Amen.